Goeiemôre, baie welkom aan elkeen, vanoggend ook in ons erediens, mag die Here vir ons ook seën rondom sy woord en mag ons hom ook verheerlik as gelowiges waar ons vanoggend so by mekaar is. Kom ons word stil voor die Here. Ek wil graag vir ons begin met 'n gedeelte, 'n voorlesing uit Romeine 12, 'n baie bekende gedeelte. Die opskrif is die nuwe lewe in Christus. En nou doen ek 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet dit wat sleg is en hou vas aan dit wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. En dan vers 17 en ook 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons sit net so en dan buig ons hoofde ook saam in 'n gebed voor die Here. Ons wonderlike en getroue hemelse Here, op hierdie pragtige vroeë herfsoggend kom ons as gelowiges om voor U te buig, om U te aanbid, om U te verheerlik, om U naam groot te maak. Ja Here, om U teenwoordigheid en U nabyheid ook te beleef. Ook om in gebed voor U te buig, om ons behoeftes, ons begeertes, ons vreugdes, ons bekommernisse na U toe te bring. Here, U wat ons harte so goed ken, en U wat ons omstandighede ook ken. Here, ons wil bid dat U vanmôre uit U woord uit ook vir ons elkeen sal seën. Here, U ken elkeen wat vanoggend hier is. U weet waar ons vandaan kom. U weet wat ons verwagtinge is oor die lewe. En daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U ons sal toerus met alles wat ons nodig het, om ook in hierdie lewe U verteenwoordigers te wees. Dankie vir al die seëninge uit U hand, vir die voorregte en vir die seëning om U kinders te mag wees. Here, maak van ons gehoorsame kinders wat in U voetspore loop. Dis ons gebed en ons bid dit in afhanklikheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied sing, vonklied 277, 277. Ons sing al die verse daarvan en dan daarna bly ons net staan om saam ook ons geloof te bely. Kom ons sing.
Liewe gemeente, kom ons doen ook met vrymoedigheid belydenis van ons geloof. Dis 'n voorreg om kinders van die Here te wees en om ook saam as gemeente, as deel van sy huisgesin, vanoggend ook ons geloof te bely. Kom ons doen dit saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer gaan sit. Baie dankie. Ons gaan vanoggend saam lees uit die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs, 1 Korintiërs. Goed, daar's hy. Dit klink 'n bietjie beter. Ek gebruik nie hierdie kop dingetjie nie, want hy haak aan my bril vas en dan weet ek nie, is dit nou die dingetjie en of is dit nou die bril nie. Kom ons lees saam uit die Here se woord, 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 10 tot en met vers 17. Ek pleit by julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees, dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ek is deur Chloe se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek is van Apollos, of ek is van Sefas, of ek is van Christus. Is Christus dan verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie, of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Crispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. 'n Baie interessante gedeelte, julle kan gerus daardie eerste 2-3 hoofstukke van 1 Korintiërs gaan lees ook.
waar Paulus nou met die gelowiges daar in Korinthe spesifiek praat. Liewe gemeente, wat is jou kosbaarste of waardevolste besitting? Wat is dit wat jy met alles binne in jou sal beskerm? Dit wat jy dalk ten alle koste sal probeer behou of behoue sal wil laat bly. Nie sal sien dat dit tot niet gaan nie, of dat dit verlore gaan nie. Wat is jou kosbaarste besitting? Ek dink elkeen van ons het waarskynlik dalk 'n hele paar kosbarehede, wat ons koester, wat vir ons waardevol is. Dit kan nou enige ding wees. Dit kan iets wees wat vir ons sentimentele waarde het, dalk. Dit kan iets wees wat in rand en sent vir ons baie werd is, wat finansiële waarde het. Dit kan iets wees met emosionele waarde, iets waaraan ons emosioneel met ons harte verbind is. Dit kan groot goeders wees, of dit kan dalk ietsiekie klein wees. Dit kan iets wees wat jy geërf het, 'n erfstuk van 'n oupa of 'n oupa grootjie. Dit kan dalk 'n familieplaas wees, waaraan jy verbind is, emosioneel. Dalk is dit ietsiekie klein, soos 'n ringetjie of 'n stelletjie oorbelle wat jy by 'n geliefde gekry het. Partykeer is dit selfs herinneringe aan spesiale tye, aan 'n spesifieke mooi plek waar jy was, herinneringe aan mense, aan individue. Wat is dit wat ons koester? Ek het sommer so 'n bietjie gedink daaraan, ons huis staan daar so 'n ou geelhout waakis, wat nog saam met die voortrekkers daar uit die Kaap uitgekom het. En binne-in is die name van die voorgeslagte ingeskryf. Dit het vir ons, vir my persoonlik, dalk dink die ander nie so nie, maar dit het vir my nogal waarde. Ek is ook bevoorreg om 'n Portugese Mauser jaggeweer te hê. Die van julle wat nou weet, dis 'n 6,5 by 57 mm. Dit kom daar uit hy's in 1902 gebou, vervaardig daar in Portugal, is eintlik 'n Duitse Mauser, wat ons nou 'n bietjie verander het. En as ek so een keer in 10 jaar iewers 'n bokkie kry om huis toe te bring, dan gebruik ek hom nog. Dit het vir my waarde, dit kom so van my ma se kant af. Die geweer is ook in die laaste deel van die Boereoorlog blykbaar nog gebruik. En dan is daar baie ander kosbarehede. Ek het ook daar in my gang, die ouens wat al daar was, op pad na die studeerkamer, hang hierdie 2 medaljes, dis 2 Boereoorlog medaljes, wat in postuum toegeken is aan 'n oupa grootjie en aan sy seun. Dis 2 naamgenote van my, wat in die Boereoorlog daar naby Frankfurt is, hulle in 'n hinderlaag gelei by Moordpoortjie. Net so voor jy by Frankfurt kom, daai bultjie opgaan. En daarso het hulle toe nou gesterf, die 2, oupa grootjie en sy seun. Daar's nog 'n hele paar ander goed. Ek het ook hierdie sakoorlosie, dit kom nou van my ma se familie se kant af. En hierdie oorlosies is blykbaar in die 1930s, is dit spesiaal vervaardig vir die Suid-Afrikaanse spoorweë. Ook 'n kosbaarheid. Ek het hom so 'n tydjie terug Bloemfontein toe gevat en toe dit 'n klomp geld gekos om hom nou weer loopvaardig te kry. En dan natuurlik ons ou familiebybel, baie van julle het ook so 'n familiebybel voorin. Hierdie Bybel is ook in Nederlands en voorin ook die name van die voorgeslagte. Die eerste inskrywing 1853
Den 19de April en Ger Diederik Victor was dit toe nog. Ook van die voorgeslagte, baie kosbaar. Ons kan nou die hele oggend besig wees as ek nou vra, vertel 'n bietjie van wat vir jou kosbaar is, wat vir jou waarde het. So het elkeen van ons dit, né? Ek dink uiteindelik is ons gesinne vir ons buitengewoon kosbaar. Ons naby mense, ons kinders, ons ouers, ons mans, ons vrouens, ons familie, ons naby mense, oupas, oumas, ooms, tannies. Dit is vir ons dalk die waardevolste. En nou is die vraag vir oggend, onder andere ook, maar wat is die kerk se kosbaarste besitting? Wat is dit waaraan ons as Christene, ons as gemeente spesifiek waarde heg? Is dit hierdie geboue? Is dit ons finansies, ons geld, ons beleggings? Is dit dalk ons geskiedenis, ons kultuur, ons tradisie, ons identiteit, waar ons vandaan kom? Is dit ons teologie? Is dit ons eredienste? Is dit ons saamwees met ander Christene, met ander gelowiges? En nou kom Paulus en hy skryf hieroor vir 'n klein handjievol, letterlik 'n klein groepie gelowiges daar in die groot wêreldstad Korinthe. En Paulus skryf hieroor vir hulle. Kom ons wees ook eerlik vanoggend. Is ek reg as ek sê ons leef in 'n sondige wêreld? Emiel? Ons leef in 'n sondige wêreld, né? As gelowiges is ons blootgestel aan die sonde. Ons is blootgestel aan die invloede van die sonde. Tronel, is reg, né? Blootgestel aan die invloede van die sonde. Ons as gelowiges doen ook sonde. Is ek reg? Die Jansens, Johan skud sy kop. OK, party gaan sê ons doen sonde, ander gaan sê kom ons maak dit 'n bietjie sagter, né? Kom ons sê ons as gelowiges maak foute. Ons is nie engeltjies nie. Ons is nie volmaak nie. Ons is nie volmaakte mense nie. Iemand het eendag gesê, vir die een of ander rede is dit vir ons as gelowiges beter met oorlog as met vrede. Miskien is dit waar van die mens oor die algemene, dat ons beter is met oorlog as met vrede. En dit is eintlik wat sonde doen, hè? Sonde wil verdeel. Sonde maak van ons kritiese mense. Dit maak van ons veroordelende mense. Sonde maak ons beter met verdeeldheid as met eenheid. Beter met oorlog as met vrede. Hier kan dalk ouens wees wat vanoggend hier sit en sê, maar jy het 'n konflikvrye week dalk beleef. Maar ek dink almal van ons het op in 'n mindere of in 'n meerdere mate in hierdie afgelope week konflik beleef. Dit kon direkte konflik gewees het, fisiese konflik, dit kon verbale goede gewees het. Dit kon dalk konflik in ons gemoed gewees het, né, in ons gees, in jou gedagtes. Het jy dalk vies geraak vir die vir al die bespiegelinge oor wat môre dalk kan gebeur, né? En vir ouens wat daarvoor verantwoordelik kan wees, ensovoorts. So daar's konflik in hierdie wêreld, en ons as gelowiges is daaraan blootgestel, en ons moet dit hanteer.
op die een of ander manier. En ons sukkel partykeer ook daarmee. Ons sukkel daarmee, want ons leef in 'n sondige wêreld. Ons is blootgestel aan die invloede van die sonde. Ons sukkel met verdeeldheid. Christen families sukkel baie keer met verdeeldheid. Christen gesinne sukkel met verdeeldheid. Christen huwelike sukkel met verdeeldheid. Ons sukkel met konflik en verdeeldheid in ons verhoudinge. En kom ons dink ook so daaroor, as mense verskil ons. As ons nou hier in die kerk rondkyk vanoggend, ons verskil. Ons lyk verskillend, ons is mans, ons is vroue. Party van ons is ouer, ander is nog jonk, is jonger. Ons agtergronde verskil, die manier hoe ons groot geword het verskil, waar ons vandaan kom, hoe ons dink oor dinge, hoe ons optree in hierdie wêreld, dit verskil. Ons as mense verskil. In menslike verskille het die potensiaal tot konflik, tot verdeeldheid. So die punt is, sonde wil hierdie verdeeldheid uitbuit. Sonde wil dit oorbeklemtoon. Die duiwel wil sê, kyk hoe verskil julle van mekaar. En dan saai die duiwel onsekerheid in twyfel en vooropgestelde idees en persepsies in ons harte. Die DNA van sonde is selfsug en selfbehoud. Die DNA van sonde sê die hele tyd ek. Ek en myself en my eie. Ek wil in beheer wees. Ek wil dinge doen soos wat ek wil, of soos wat ek dink dit goed is. Ek is die Here van my eie lewe. Ek sit op die troon. Ek regeer. En dikwels gebeur dit ook ten koste van die ander. Ten koste van mense rondom ons. Baie keer ook ten koste van mense naby aan ons. Mense met wie ons veronderstel is om in vrede te lewe. Mense wat ook veronderstel is om die Here saam met ons te dien. Wat ons veronderstel is om dan saam met ons te neem op die geloofspad in hierdie wêreld. Hoor dit vanoggend. Die duiwel floreer daarop. Die woord sê nie vir nie, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind nie. Daarmee sê ek nie, Johan, hy gaan gelowiges kan verslind nie, want ons word beskerm deur die bloed van Jesus. Maar dis juis waarna toe Paulus op pad is met hierdie redenasies van hom. Hy wil juis die gelowiges, daai klein groepietjie te midde van 'n ontaarde, korrupte wêreld, wil Paulus kom aanmoedig, kom bemoedig om op die regte goed te fokus. Want die duiwel loop rond. Hy saai verdeeldheid. So wat is dit wat ons van hierdie bedreiging kan bevry? Wat is dit wat ons kan bevry? Wat 'n krag kan ons as gelowiges verenig? Hoe kan hierdie plek, die plek waar jy en ek as gelowige ook al mag wees, hierdie kerkgebou, die terrein, ons gemeente, jou huisomgewing, daar waar jy en ek elke dag werk en leef en beweeg. Hoe kan hierdie plek 'n plek wees, nie van onenigheid en van verdeeldheid nie, maar 'n plek van ongelooflike, buitengewone genade en buitengewone liefde? Dis die vraag waarop ons na antwoorde moet soek. En dit was waarmee Paulus daai gelowiges wou help. Dit was waarby hy vir hulle wou uitbring. En ons moet een belangrike ding ook vanoggend hoor. Ons eenheid
en ons liefde as gelowiges is seker die belangrikste enkele bewys en bevestiging van die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Ons eenheid, ons liefde vir mekaar, ons omgee vir mekaar, ons saamloop met mekaar, ons help van mekaar, hand uitsteek, daai ou optel wat langs die pad lê, wat dalk moedeloos is, wat dalk siek is, wat 'n behoefte het. Hierdie eenheid, hierdie liefde is die belangrikste, die kosbaarste bewys van die waarheid van die evangelie in ons lewe. Dink 'n bietjie daaroor. Ons eenheid en ons liefde moet die wêreld rondom ons laat wonder. Die wêreld moet eintlik vra, "Joe, hoe op aarde kry hulle dit reg? Hoe op aarde kry daai mense dit reg om mekaar so lief te hê? Om so vir mekaar om te gee? Om soveel deernis te hê vir die wêreld, vir die omgewing rondom hulle? Hoe kan mense wat so van mekaar verskil, so goed oor die weg kom? Hoe kan hulle so 'n mooi pad saamloop? Mense wat so verskillend aan mekaar gesit is, wat uit verskillende agtergronde kom, hoe kry hulle dit reg om so as 'n eenheid saam te funksioneer? Hoe kry hulle dit reg om so baie te beteken vir die omgewing, vir die wêreld rondom hulle? Jesus het daarvoor gebid. Toe hy bid vir die gelowiges en hy bid vir sy disippels, toe bid hy dat die gelowiges een sal wees, sodat die wêreld kan weet dat God hom gestuur het as die Seun van God. Jesus bid en hy sê, julle moet een wees, sodat die wêreld kan glo. Die wêreld moet glo op grond van gelowiges se liefde vir mekaar, sodat die wêreld kan weet dat julle my disippels is, sê Jesus. Wat sê Paulus hier? Hy sê, ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees, dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Die afgelope donderdag aand daar by Eram se wijksbyeenkoms het ons ook daaroor gepraat, oor hierdie gedagte van dieselfde denkwyse. Om te dink soos wat Jesus gedink het. Om die goeders te bedink wat hy gedink het. Sodat dit wat ons dink en dit wat hier in ons harte is, ook met mekaar verbind sal wees. Sodat ons sal bedink die dinge van God. Die dinge van die koninkryk van God. So ons eenheid, die wêreld moet dit kan raak sien. En Paulus praat daarvan. Hy sê, 'n denkwyse in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus. So daar's niks meer kosbaar, niks meer waardevol, niks meer nodig, niks meer kragtig, niks meer dringend noodsaaklik in hierdie tyd waarin ons lewe, waarmee Christene besig moet wees. Die boodskap van hoop, die boodskap van lewe, die boodskap van sekerheid in die opgestane, oorwinnende Jesus Christus, ons verlosser. As daar een ding is, een vraag is waarmee ons as gelowiges toenemend besig moet wees ook. Daar is eintlik net een vraag. Daar is eintlik net een ding waarmee die kerk besig moet wees. En dit is die vraag, hoe gaan dit in jou verhouding met Jesus Christus? Dis waarmee ons gemeente elke dag besig moet wees. Dis waarin ons mekaar moet help om sekerheid oor te kry. Hoe gaan dit in jou verhouding met Jesus Christus?
Paulus sê, vergeet van die res. Dit klink geweldig, né? Maar dis letterlik wat Paulus sê. Hy sê vergeet van die res. Hy sê ek hoor by Chloe se mense, julle is verdeel. Hou op met dit. Hy sê ek hoor maar net al hierdie stories en dit is nie goed nie. Nou daarmee sê ek nie vanoggend dat dit stories is wat ek hoor van moedergemeente nie. Ons dank die Here daarvoor. Maar Paulus sê, hou op met dit. Hy sê, dis nie goed vir julle gemeente nie, dis nie goed vir die naam van die Here nie, dis nie goed vir die koninkryk nie, dis nie goed vir die Christendom nie, dis vir niemand goed nie. Hy sê, vergeet dit. Vergeet vir 'n slag van Paulus, vergeet van Apollos, vergeet van Sefas, onthou vir Jesus Christus. Dis al wat Paulus sê. Hy sê vergeet van teologie. Vergeet van wie het nou eintlik vir wie gedoop en waar het dit gebeur. Is jy gedoop of is jy nie gedoop nie? Is jy groot gedoop, is jy klein gedoop? Paulus sê vergeet daarvan. Vergeet menslike wysheid. Vergeet van teologie. Vergeet persoonlike agendas, eie planne, eie glorie, eie eer. Onthou die krag van die kruis van Christus. Dis waar ons sentimente moet wees. Dis die evangelie waarmee ons besig moet wees. Dis die fondament, sê Paulus, waarop ons gebou is, op niks en op niemand anders nie. Die afgelope week lees ek in die laaste kerkbode 2 baie mooi artikels. Die een artikel gaan oor die NG Gemeente Kragakama daar in Port Elizabeth. Hulle het hulle 50ste bestaansjaar het hulle gevier. 'n hele naweek, eintlik 'n hele week van feesvieringe, lekker mooi dinge. En in die preek die Sondag, in die feesrede, begin hulle die predikant wat preek die preek met die volgende woorde. Hy sê: dit is nie die 10 dominees die afgelope 50 jaar of die kerkraad of die jeugleiers of die kommissieleiers of die voorsitters of wie ook al wat hierdie gemeente gebring het waar hy vandag is nie. Alle eer kom die Here toe. En toe sê hy, ons wil vandag nie spog met mense nie. Ons wil nie spog met die gemeente nie. Ons wil spog met die Here. Want deur sy genade is ons wat ons is. Die ander artikel gaan oor 'n konferensie van Noord-Kaapse gemeentes wat gehou is so 2 weke, 3 weke terug in Appington, die 6de en die 7de Maart. En die tema van die konferensie was Kerk van die Toekoms. Stefan Joubert was die spreker by die konferensie en hy sê die volgende, hy sê, as ons waarlik kerk wil wees, moet ons by Jesus begin, moet ons weer teruggaan na die evangelie toe en net daar bly. Net by Jesus. Die kerk van die toekoms, sê hy, begin en eindig by Jesus. Liewe gemeente, as gelowiges, as kerk, as gemeente, het ons regtig net een hoop. Ons het net een hoop. Ons het ook niks anders nodig nie. Ons het nie 'n ander soort hoop nodig nie. Ons het nie 'n ander anker nodig nie. Ons het nie ander sekerheid nodig nie. Dit wat ons nodig het, het God reeds vir ons voorsien. En die hoop is hierdie ongelooflike, buitengewone boodskap van God wat sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het om vir ons geregtigheid te kom bewerk.
om vir ons sy lewe te gee, om vir ons die voorbeeld te kom stel van hoe ons moet lewe. Hy wat sy eie lewe prysgegee het. Hy wat van homself vergeet het, terwille van die eer en van die koninkryk van God. Dis wat God van ons vra. In Jesus se opstanding, sy oorwinning, waarborg vir ons die ewige lewe. Paulus sê vir die Korintiërs, hou julle oë op die toekoms. Hou julle oë op daai ewige lewe, wat reeds vir julle verwerf is, wat God reeds met die duurste prys vir julle betaal het, en leef elke dag hoopvol, toegewyd, volhardend as kinders van die Here. Moenie toelaat dat hierdie pyltjies wat van alle kante af op ons afgeskiet word, ons van die spoor afbring nie. Wat is ons waardevolste besitting? Ons as gelowiges, ons as gemeente, ons as kerk. Dis nie ons geboue nie, is nie ons beleggings nie, is nie ons finansies nie, is nie ons geskiedenis of ons kultuur of ons tradisie of ons identiteit of waar ons vandaan kom of al die wonderlike dominees wat ons dalk al gehad het nie. Dit is nie dit nie, is nie mense nie. Nee, dis die sleutel van die evangelie van Jesus Christus wat vir ons die skatkamers van God se genade en van God se oorvloed oopsluit. Wat is ons persoonlike kosbaarste besitting? Ek het al gewonder as ons nou na 'n kleiner huisie toe eendag moet trek, wat doen ek nou met daai geel hout wakes, né? En toe wonder ek, gaan een van die kinders nou soveel sentiment daaroor hê as wat ek het, en as wat my voorgeslagte gehad het. Wat doen ek nou met hierdie horlosietjie, né? Wat doen ons met dit? Dit bly agter. Daai familieplaas bly agter. Ons het hierdie sekerheid van 'n ewige lewe, ewige toekoms, met die wonderlikste erfdeel wat God vir ons voorberei het en gereed gemaak het, en waarna toe ons in die krag van die Heilige Gees en deur die genade van Jesus op pad is. Dis ons sleutel. En daarom, terwyl ons op pad is, ook die heeltyd vra, gaan dit oor sy eer of gaan dit oor my eer? Gaan dit oor die verkondiging van sy evangelie, sy koninkryk, of oor my eie selfbehoud? Waarmee gaan ons spog? Ons mag spog, en ons moet spog. Waarmee gaan ons spog in die tyd wat kom? Wat is ons waardevolste besitting? Kom ons spog met die evangelie. Kom ons spog met Jesus. Kom ons spog met dit wat hy vir ons gedoen het. Kom ons bly by hom, en net by hom. Hy is die begin en die einde van alles. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Here, u woord sê dit vir ons so helder en duidelik. U is die begin en die einde. U is die Alfa en die Omega. U is die eerste. U is die heel laaste. U is die lewende. Here, u is alles en in almal. Here, ons gebed vanmôre vir onsself in ons persoonlike verhouding met u, ons gebed vir mekaar as deel van ons geloofsfamilie, ons gebed vir ons gemeente, vir ons kerk, vir gelowiges dwars oor die wêreld. Here, is dat ons hierdie sleutel styf sal vasklem, sal vashou. En Here, dat u elke dag in u groot genade deur u Gees vir ons sal help om die deure te laat oopgaan wat ons elkeen ook nodig het. Here, want ons bly mense
Ons bly afhanklik en daarom bid ons dat U voor ons sal uitgaan. Dankie vir U woord, Here, wat ook vir ons wil help, wat ons wil inspireer. Ons bid vanoggend vir ons gemeentes, ons bid vir ons kerke, Christelike kerke reg oor ons land. Ons bid vir eenheid, Here. Ons bid dat gelowiges ongeag tradisie en agtergrond en kultuur en skatte, dat ons U alleen sal aanbid en sal aanroep. Help ons daarmee. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here ook so saam met ons dankoffers. Broers en susters, van volgende Sondag af is ons eredienste gesamentlik hier by Moedergemeente. So dan sal Kerkenberg by ons afsluit. Ek knip vanoggend ons erediens so bietjie kort, want ek moet nou Kerkenberg toe ook gaan om die diens daar te gaan lei. So kom ons bid ook vir Kerkenberg se gemeente in hierdie tyd. Dis vir hulle 'n uitdagende tyd, waar hulle bepaalde besluite ook oor hulle toekoms moet neem. Kom ons bid vir hulle en kom ons ondersteun hulle ook en bemoedig hulle so ver as wat ons kan. Dan wil ons reeds nou al vra dat u die datum sal onthou. Dis eintlik die Sondag direk na die skoolvakansie. Het ons, nou sien ek eers daar's iets op die skerm. Het ons weer die potjiekos kuier geleentheid. So ons gaan lekker saam kuier daai eerste Sondag na die vakansie. Wees maar net voorberei daarop. Dan ons spesiale lydensdiens, Dominee Ulrich lei dit hierdie jaar, die 6de April, om 6:00, ons Goeie Vrydag nagmaal, die 7de, daardie oggend, om 8, spesiale lydensdiens 6:00 die aand, en dan die nagmaal, die 7de April, 8:00 die oggend. En dan die Paasfees erediens, die gewone Sondagtyd, 9:00, die 9de April. Elkeen is baie hartlik welkom daar. Julle is baie hartlik welkom vir 'n koppie tee, koffie, direk na die erediens hier so langs aan. Dan vra ons voorbeding vir almal wat behandeling vir kanker ondergaan. Ons dink voortdurend aan hierdie lidmate, alhoewel die name nie noodwendig altyd op die afkondigings verskyn nie, dink ons aan Nel Becker. Sy gaan so 3 keer elke maand gaan sy vir chemoterapie nog. Sy is baie positief en dankbaar vir almal se ondersteuning. Ons bid ook nog vir Sophie Vogel en dan bid ons vir David Botha, wat soos die Here wil die 12de April gaan vir die stamsel oorplanting. Gaan op die oomblik onder omstandighede goed met David. Kom ons bid dat die Here regtig vir hom so sal vashou dat daardie oorplanting moontlik gaan wees die 12de April. Ons glo dit en ons dink aan hom in hierdie tyd. Dit gaan beter met Koen Koegelenberg. Hy het 'n hartaanval gehad en 2 stents ontvang. Hy werk ook al reeds. Dit gaan beter met hom. Ons is dankbaar dat dit goed gaan met Petro en Frank Aveling se dogtertjie, Sonel. Sy is vroeg gebore, sy was so 11 dae intensief, maar hulle is ook ontslaan en dit gaan goed met haar en met Sorey. En dan is ons dankbaar Dries en Zini, met hulle na die oogoperasies gaan dit ook nou weer beter. Kom ons sluit af met Vlamlied 45. Vlam 45, ons sing daarvan al die verse.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en met jou bly. Amen.